Seun van God, doen dit nog 'n keer. O, Jesus, doen dit weer. O, Jesus, doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet Hartlik goeiedag, weer saam met my, Andries Besuitnout, waar ons die wonderlike voorreg het om net weer te kan sê, Jesus doen dit weer. Weer 'n keer, nog 'n keer, elke keer. En ek wil vir u sê baie dankie vir die saamkuier, baie dankie vir dat u vir ons bly bid, en ons weet dat ons hier is om 'n verskil te maak daar buite in die wêreld, om die evangelie van vrede, van liefde, van goedheid, van guns uit te dra daar buite. So vandag is my 'n groot voorreg om 'n medeboetie vir my in die Here aan die voor te stel, en ek gaan laat hy homself aan die voorstel, maar geniet hom saam met my. Baie dankie, Eckhart. Baie dankie, oom Andries. My naam is Eckhart, en ek is nou al so 'n jaar hierso by Kruiskyk Familiesentrum, en het is my voorreg om hierso te wees. Baie dankie. So net so terloops, ek het groot geword in die kerkwêreld. My pa was 'n pastoor gewees, en my oupa was 'n pastoor, en my oupa grootjie, so ek het in die Wesrand groot geword, in Krugersdorp, Noordheuwel, en so 'n paar jaar gelede, toe kry ek 'n brandende begeerte in my hart om Weskaap toe te trek, en vandat ek hier is, geniet ek elke oomblik, ja. Prys die Here. Ek wil nie vir die mense daar buite sê, dis die beste plek nie, maar dis die beste plek. Eckhart, julle was, hoeveel seuns in julle gesin? Ons was 3 seuns, waarvan ek die oudste was, ja. Jy die oudste? Ja. En vertel gou die mensies daar buite, wie was jou oupa grootjie? My oupa grootjie was pastoor Pieter Snyman, prediker in die PPK gemeente, en dan my oupa was pastoor Janie Houg. So, ek glo vir baie mense daar buite, staan pastoor Pieter Snyman as 'n man uit wat in die vroeë jare werklik 'n verskil gemaak het in Suid-Afrika. Hy was 'n baie radikale ou. Ek het voorreg gehad om hom te ontmoet terwyl hy in die bediening was nie. Ek weet, my vrou was in jou oupa grootjie se broer se, haar ouma was in oom George Snyman, pastoor George se gemeente. Hy was nie so radikaal soos jou oupa grootjie nie, maar dit was 'n voorreg, en weet, ek glo dit was iets anders om uit so groot, kan ek sê, gesin te kom van in die bediening. Jy het groot geword met dit, in dit. Hoe dit gevoel, is dit vir jou, vertel ons 'n bietjie daarvan. Ja, ek meen, ek het groot geword in 'n pastorie, ons het groot geword in die bediening saam met my ouers, so dit was baie geseënd om, weet, my ouers was natuurlik in die bediening, my oupas, en dit was amazing. Ek meen, ons was baie jare op Beulah Park gewees, en dit was 'n seëning, en ons was deel van die bediening gewees van kleins af. Jy weet, in die orkes gespeel, en dit was regtig amazing gewees. Ek dink hier toe ek so ouer word, het ek, jy weet, bietjie op my eie gegaan en gesê ek gaan so bietjie 'n breek vat van die bediening, ek gaan my eie pad volg. Maar ja, dit was 'n wonderlike voorreg om deel te wees van dit en alles te sien en hoe dit werk. Maar ek ervaar en ek kom dit nou agter dat die Here besig is om jou weer in te katrol, nee. Ja. Is dit so? Ja, dit is. Ja. Ek wil hê jy moet vir ons, jou hoofrede is om te kan kom getuig die pad wat die Here met jou geloop het van 'n jong seun af. Het daar dinge in jou lewe gebeur en hoe die Here vir jou deurgekom het. Vertel ons bietjie, ek wil hê regtig jy moet vir die kykers vertel waar dit begin in jou lewe. Wat het begin in jou lewe? Vertel ons. Ja, so van kleins af, van kleuterskooljare af, het ek het bietjie gesukkel met sosiale probleme. Ek het nie lekker ingepas in sosiale kringe nie. En ek onthou in die kleuterskool was die juffrouens bekommerd geweest, want ek praat nie soos die ander kinders nie, ek is nie deel, sosiaal pas ek nie lekker aan nie. En ek onthou toe ek in graad 1 gekom het, was ek baie angstig geweest en baie vreesbevange. En ek het nie lekker, ek weet nie wat was dit nie. Ek het net nie lekker ingepas sosiaal nie. En natuurlik wat daarmee gesaam gegaan het is, jy weet, boelie. Jy word verwerp deur ander kinders in die skoolsisteem. En ek onthou hulle het my vir allerlei sielkundiges gestuur
om te kyk, jy weet, om te bepaal hoekom is ek nou so angstig en hoekom is ek so stil, stiller as die gewone normale kind sal ek nou sê in daai omstandighede. En hulle het allerlei toetse gedoen en hulle het nie regtig iets fout gekry nie en my ouers het besluit hulle gaan net bid. Hulle gaan nie dat ek nou deur die hele sielkundige storie gaan nie en as gevolg van hoe dit was, het ek gesukkel op laerskool verskriklik. Ek was nooit deel nie. Jy weet, ek het altyd eenkant gewees. Ek onthou altyd het ek onder die boom gestaan en liedjies gesing. Sondagskoolliedjies want weet ek het nie maatjies gehad en so word ek toe nou groot op laerskool waar ek nêrens inpas nie. Jy weet, as ek saam iemand wil speel, dan wil hulle nie saam speel nie. En ek stap 'n pad van verwerping van kleins af, van kleuterskool eintlik al af. My hele laerskool, jou grondslagfase wat jou belangrike fase is waar jy groot word, ken ek verwerping op verwerping op verwerping. En soos ek groot word, word ek nie net verbaal, later dan geboelie nie, dit draak toe later fisies, waar ek hierso by standaard 4, 5 toe het ek 'n groep seuns en dogters gehad wat jy weet saam gewerk het om my te boelie. En ek onthou ek het op 'n leierskamp gegaan in standaard 4 en op standaard 5 word jy mos nou gekies vir een of ander raad waar jy moet dien. En ek elkeen moes 'n geleentheid kry om 'n leier te wees. En ek was toe daai dag was dit my beurt en terwyl ek nou gee omdat ek al die verwerping deur was, jy weet jy voel nie waardig nie. Wanneer 'n ou verwerp word en jy weet dan begin jy minder waardig voel en jy voel nie die moeite werd nie. En hier is ek en nou moet ek 'n leier wees en jy weet ek al die dinge wat my gebeur het in die verlede en ek kon dit nie doen nie en 'n ander meisie vat toe die papier en sy is toe die leier. En so te sê, ek het geweet ek gaan nie 'n leier word in standaard 5 nie. Maar wat toe gebeur, ek word toe gekies want almal op daai ouderdom moes op 'n raad dien. Het dit sy of jy nou 'n leerlingraad is of in die biblioteek of waar ook al werk. En ek word toe gekies vir die saalraad. En dit was nou so iets wat my amper gepas het soos 'n handskoen want my pa was in die bediening en ons het groot geword in die kerk en die saal is amper maar dieselfde. Jy weet jy het 'n mikrofoon en 'n klankstel en ek was so opgewonde. Jy weet iemand wat minderwaardig is, iemand wat verwerp word deur ander kinders wanneer jy 'n bietjie aanvaarding kry. Jy's op soek na aanvaarding. Jy's op soek na daai liefde. En hier word ek gekies, iets eenvoudig soos die saalraad. En ek onthou ek was so trots geweest om gekies te wees en ek gaan toe die dag na die saal toe ek moet aantree vir diens en toe ek by die ingangsportaal instap, toe almal wat op die saalraad dien is almal my boelies. En hulle sê vir my nee, jy gaan nie op die saalraad dien nie. En hierdie bietjie aanvaarding wat ek toe nou kry, word toe, jy weet, weggewys en ek sê nee, vandag staan ek vir myself op. Vandag gaan ek dit doen en ek het nooit vir myself opgestaan nie. En ek besluit toe ek sal die volgende dag terugkom en ek bring toe vir my ook nou maar vriende saam, as hulle mos nou 'n groep kan hê, ek ook 'n groep hê. En ek kom toe nou aan, maar my strategie was bietjie af want die ouens wat ek saambring, hulle word ook geboelie. So dis nou die ouens teenoor die boelies. En hulle vorm toe 'n half maan om my en ek sê vandag gaan ek vir myself opstaan. Ek gaan in hierdie saal en ek gaan op hierdie saal dien. En die leier, soos daar maar boelies is daar altyd 'n leier en hy kom so tussen die manne deurgestap en hy sê jy gaan nie. En die volgende oomblik toe val die houe en ek het nie besef weet dit gaan nou gebeur nie en my snoepie geld en alles val op die vloer en ek besef nie wat gaan nou aan nie. En toe ek so kyk op die vloer om die geld op te tel, toe val die eerste traan van verwerping en alles wat met my gebeur het. En ek onthou, ek het gesê ek gaan opstaan vir myself daai dag en ek het toe slaan dit my dat ek val en daai dag toe sê ek sal nooit weer vir myself opstaan nie. Spon tog. En dit was toe nou so en ek het nooit op die saalraad gedien nie en ek is toe uit die hoërskool toe, maar toe stuur die Here vir my, ek glo dit was die Here, in hoërskool 'n vriend, 'n baie sterk vriend, jy weet, niemand het my geboelie op hoërskool nie en hier kom ek in die hoërskool waar jy weet, dis nou iets niets, jy weet, jy begin nou maar weer onder, jy word ontgroen en jy begin nou maar weer van voor af en ek het hierdie vriend en niemand boelie my op hoërskool nie, maar iets baie erger as enige boelie tref my. Die juffrou roep my om 'n toespraak te doen in die klas. En ek dink toe dis nou fyn en ek skryf hierdie pragtige toespraak in Engels en toe ek voorkom in die klas, toe tref iets my wat ek nog nooit besef het kan 'n mens tref nie. Dit is angs, vrees en 'n paniekaanval. En ek het nooit geweet van sulke goed nie. Jy weet, ek het nou maar die verlede en ek het maar probeer aanbeweeg daarvan. Maar as gevolg van die minderwaardigheid, as gevolg van alles wat gebeur het, sit ek met angs en vrees in my lewe. En hier staan ek en ek kan nie 'n woord uiter in die Engelse klas nie. En ek sukkel met hierdie ding en dit is verskriklik en alles raak stil en hoe meer ek probeer praat, hoe meer angstig raak ek en hoe meer vreesbevange raak ek.
En van daai dag af toe sê ek sal nooit weer ooit in 'n Engelse of Afrikaanse klas staan nie, want jy weet ek kan nie jy weet ek kon nie, dit was vir my te groot. Die oomblik was te groot en vir 'n hele lang ruk het ek weggehardloop en ek het gebank. Ek het elke Afrikaanse klas en Engelse klas gebank. My ma het later gesê, jy is dan Afrikaans, hoe doen jy so sleg in Afrikaans? Maar as gevolg van verwerping en as gevolg van die leuns wat ek geglo het in my lewe, het ek gesukkel met hierdie ding. En ek loop met hierdie angsstorie, my laerskoolloopbaan, ek loop met dit in my hoërskoolloopbaan, wonderbaarlik skool klaar gemaak, en na skool volg hierdie ding my. Ek het hierdie leemte in my binneste, ek kry nie vervulling nie, en ek sukkel met angs en vrees, waar ook al ek gaan. Selfs in die werksplek het ek gesukkel. Ek onthou, ek het net begin werk en een bestuurder kom eendag na my toe en sy druk 'n koevert in my hand 2 weke terwyl ek op probasie is. En sy sê vir my, jy moet asseblief nooit weer terugkom nie, want jy het nie 'n persoonlikheid nie. Jy moet eerder binne 'n bank, binne 'n kluis gaan geld tel, want dis al wat jy werd is. En ek stap 'n pad, meerderheid van my lewe in verwerping. En ek glo die leuns van die vyand wat saam met my volg. En dit is net so bietjie van hoe ek vasgevang was en ek het later was ek gediagnoseer met social anxiety disorder en al die verskriklike dinge en ek kon dit net nie oorwin nie. En dit is net so vinnig hoe ek daar gekom het in my storie, ja. So wat vir my verbasend uitstaan nou is, en ek glo kykers daar buite sal weet en besef dat daar is kinders wat deur daai pad gaan wat jy gegaan het. En vir my is dit so belangrik dat ek weet jou ouers was daar vir jou. Hulle het gebly bid. En op die einde van die dag het jy oorwin. Ja. Ons sal daarby uitkom nou, maar onderwysers in die laerskool, enige een van jou onderwysers regtig uitgegaan en hulle ontferm oor jou? Ek onthou in graad 3 was daar 'n juffrou gewees en sy het my eendag vorentoe voor die hele klas geroep. En sy sê, ken jy liefde? Ek sê, ja, juffrou, ken liefde. En sy sê, nee, jy ken nie liefde nie. En sy vat my en sy druk my so teen haar bors vas en sê, juffrou is so lief vir jou. En sy het probeer, jy weet, daai liefde oordra. En ek kon regtig voel, jy weet, hierso is liefde. En sy probeer, want jy weet, as jy verwerp is, jy voel een kant en jy voel nie geliefd nie. En hierdie juffrou het regtig oorferm oor my en jy weet, my probeer help deur dit kom en so aan, ja. Ikar, nou, jy toe begin werk. Nou, as jy vir my sê van kleuterskool af, so kom ons sê van 5-jarige ouderdom af, het jy dit begin ervaar, Ja, tot ja. watter ouderdom? Sure, dit het amper tot in my 30's, dit het verbeter, soos ons nou by die storie kom, hoe ek oorwinning gekry het en so, maar tot in my 30 amper, ja. Sure. En vandag is jy 'n fantastiese man, 'n fantastiese pa van 2 kindertjies, wat die Here jou mee geseën het, en vir my is dit net weer eens 'n bewys dat God se tyd is die regte tyd. In jou lewe moes jy seker baie keer gevoel het, Here, maar waar is jy? Ja, nee, beslis. Ek onthou eendag het ek op die hoofweg gery en dit is toe ek nog gesukkel het met angsversteuring en daai goed wat ek gehad het. En ek sê, Here, hoe sal U my ooit kan gebruik? Ek is dan so gebroken. My hart is so stikkend. Hoe sal ek kan nie eens voor mense praat nie, want ek sukkel met hierdie angsprobleem. En ek onthou terwyl ek so bid, toe sit ek die kar radio aan en daar speel 'n liedjie wat sê, the bigger the cracks in your heart, the more room there is for His light to shine through. En dit was die mooiste tyd, asof die Here direk met my gepraat het. En ek was op die journey waar ek weer geweet het, hy gaan my weer eendag gebruik. So, jy weet, dis my altyd so belangrik dat ons Heilige Gees ingestel is. En nou dat jy dit sê, besef ek net, baie keer, dan bid ons oor iets, maar ons is nie ingestel vir die stem van die Here nie. Want die Here praat met ons, soos presies wat jy nou gesê het, deur 'n lied, deur die natuur, deur 'n voël of 'n duif wat sing of koer. En as ons net stil raak en besef, die Here wys vir jou, hoor ek is daar. Dit is my skepingswerk. Weet net, en ek het definitief geleer dat daar 3 dinge is hoe God werk. En dit is, hy antwoord ja, ander keer antwoord hy nee, en ander keer antwoord hy wag 'n bietjie. En vroeër met ons gebedsgroep het ons dit ook gedeel dat
ek kan nie presies weet waardeur het jy gegaan nie, want ek het nie daardeur gegaan nie. Ek het nie in jou skoene geloop nie, so wie gee my die reg om dan 'n oordeel oor jou te vel? En ja, 'n boelie is, weer eens, ek het nie daai skoene mee geloop nie, maar dit is 'n tendens wat net groter en groter word. En ek wil vra, die kykers daar buite, as jy 'n jong seun of 'n jong meisie is, en jy word geboelie, moenie stil bly nie. Staan op vir jouself, begin praat daaroor, gaan praat met die onderwysers, gaan praat met jou ouers, gaan praat met jou predikant, jou pastoor, gaan na mense toe wat bereid is om te luister na jou. Moenie stil bly oor dit nie, want dit is as vol, dit kom verder, dit kom na vroue wat werklik aangerand word deur hulle mans, is, baie mense sê, ja, hoekom verlaat hoekom los daai man, daai vrou nie daai man nie. En sy sê nee, want sy is nie vir hom. Ek sê, ek glo dit, en dit is my siening, is dat daai liefde het verander. Dis nie meer liefde nie, dis 'n vrees, en sy ervaar dit nou as 'n liefde. Jy weet, jy het nou daai ervaring gehad, en jou ouers was werklik altyd daar vir jou, en ek glo dit was vir hulle ook 'n struikelblok, 'n hindernis, Here, maar hoekom beantwoord U nie ons gebede nie? En vandag kan jy werklik sê, dat jy kan met mensies nou deel, en ek wil hê, jy moet weet, dat daar gaan mensies wees, jou nommer gaan verskyn, so hulle is welkom om jou dan te bel, en met jou te praat, veral ouers wat miskien in dieselfde bootjie sit, wat bid vir hulle kinders, maar dis hoekom die Here ook sê, moenie ophou om te bid nie, waak en bid, hou aan met bid. Nou, vir my is dit, en ek het 'n vorige keer, het ek op 'n vorige opname, het ek gesê, ek sê nie daar's iets verkeerd met 'n sielkundige nie, maar met my tweede oudste dogter wat oorlede is in 'n karongeluk, was dit die Here wat my daardeur gedra het, nie 'n sielkundige nie. En jy kan vir ons 'n bietjie uitbrei hoe die Here vir jou werklik gedra is. Daar, ek wil amper sê, in jou tienerjare wel gedeeltes wat vir jou uitstaan, waar jy nou weet, jy het nou gepraat van hierdie liedjie wat jy geluister het op die radio, maar iets anders wat vir jou uitgestaan het, wat die Here vir jou met jou gepraat het? So, man, ek kan wel sê, ek was by die sielkundiges gewees op 'n tyd, en al wat hulle my gevra het is, how do you feel about it? En hier daar die 8ste sessie, toe werk het ook nie meer nie, en jy weet, ek het toe later by geestelike beraders uitgekom, wat my baie mooi kon help, en natuurlik was dit 'n stryd wat ek self moet stry, en oorwinning te verkry, en jy weet, hulle kan ook net soveel doen, en jy moet self by die Here hoor, hoe jy hierdie ding, en ek het later aan, jy weet, geestelike oorlog begin voer, teen vrees, teen angs, en daardeur, en ons sal nou daarby uitkom oor my vrees, maar ek dink, die Here het my gedra, jy weet, deur al die tyd het ek was baie lief vir musiek, so ek het baie gitaar gespeel, en gesing, en so aan, en later aan klavier, en dit het my baie, jy weet, dit het my gedra, in daai moeilike oomblik. Ek onthou, ek het 'n vriend gehad wat trekklavier gespeel het, en dan het ons by sy pa en sy pa se kroeg, het ons worship liedjies gesing, en dit het my gedra deur daai moeilike tye, ja. Ja, weet jy, en ek het nou al baie geluister na, nou ek praat nou van wêrelds musikante, wat sê, dit was hulle uitweg gewees, hulle is geboelie, maar deur musiek, en dit is tog waaroor dit gaan, is om die Here te loof en te prys, en ek glo, jy gaan nou vir my amper 'n groter getuienis wees in dit, en met dit, is deur tye soos daai, soos jy nou genoem het, dat jy werklik deur musiek te maak, jy kry die aanvaarding, jy voel jy's op 'n ander plek, is dit nie so? Dit is waar, ja. Baie bietjie uit daaroor, hoe het jy gevoel? Jy kon jou emosie uitleef deur musiek, en jy weet, om te aanbid is, jy weet, om die Here te loof en te prys, en jy kry oorwinning daardeur, en hy's daar, en jy weet, hy's saam met jou in die storm, en hy dra jou deur op daai oomblik, en ek het nog altyd teruggegaan na musiek, en dit was my passie en my liefde is musiek, en om te speel en daar te wees, ja. En jy kon breek voor die Here met jou musiek, en ek glo, dit het baie gebeur, yes. En ek wil amper sê, manne, jong seuns,
Daar's niks verkeerd om te huil voor die Here nie. Moenie dink daai gesegde van cowboys don't cry. 'n Kind van die Here het die voorreg om te huil met die Here, voor die Here, in die Here. En dit is so belangrik om dit te bly doen, om die Here te vertrou. Jy weet, dit is vir my net eenvoudig 'n wonderwerk dat jy nie van die pad afgeval het, by die verkeerde dinge betrokke geraak het. Was daar kere wat daar amper tyd was wat jy heeltemal die pad wou byster raak? Ja, ek dink dat was definitief. Ek dink omdat ons so groot geword het en ons was baie betrokke by die kerk, was ons in ons geloof geanker. Ek dink baie keer wat met mense gebeur is as gevolg van omdat hulle aanvaarding dalk op ander plekke kry, dalk by dwelmverslaafdes of enige ander plek. Nou voel hulle hierdie liefde, hierdie aanvaarding en baie keer dan lei dit hulle op 'n pad waar hulle dan in rebellie gaan en so aan. Maar gelukkig, ek wil die Here dankie sê daarvoor. Dit het nooit met my gebeur nie. Ek het altyd vas vertrou op die Here en omdat ons so groot geword het ook, jy weet, ek het gelukkig nie daai, maar dit het al gevoel, natuurlik, wil ou nie man die ander kant toe gaan nie, maar nee. Op 'n tyd in jou tienertyd het jy nie, ek dink, half self begin boelie nie. Ja, ek dink wat toe gebeur het van hoërskool af, natuurlik word ek nie meer geboelie nie, maar wat toe gebeur het, is begin ek, jy weet, selfboelie toepas, jy weet, om te sê, elke keer as jy iets sê, dan sal jy jouself afkraak. Toe word ek my eie grootste boelie en ja, ek moes van dit ontslaa raak, maar dit is 'n groot ding gewees, ja. Geef my 'n voorbeeld van dit. Wel, jou oë is, omdat jy minderwaardig is en omdat jy so van jouself dink, wanneer jy in 'n veral in 'n sosiale omgewing is en jy sê iets en mense reageer nie op 'n manier moontlik wat jy wil hê hulle moet reageer nie, dan sal jy jouself in jou binneste afkraak en sê jy moes nou nie dit gesê het nie en dit sal later dan lelik raak en dit begin ek het daarom nie met myself gesny of sulke goed nie, maar jy weet jy breek jouself af tot op die vloer wat jy niks werd voel. Amper soos asof 'n boelie jou boelie, ja. En ek weet ons tyd is nou basies amper klaar, maar ek wil jy nog een ding vra in. Wat sal jy sê, is daar ek glo daar's kinders wat miskien nie dit regtig deel met hulle ouers nie, of hulle ouers, en dan is ek ernstig as ek sê, ouers wat nie geestelik sterk is nie, gaan baie meer sukkel met so 'n kind, en hulle gaan uitreik na verkeerde punte toe. Is daar tekens wat jy vir die kykers kan vertel wat ouers moet raak sien, as hulle werklik hulle kind swaar kry in daai omstandighede? Ja, ek dink veral, weet ek's nou 'n man en mans gewoonlik, jy weet, bly maar stil, ons praat nie eintlik nie. Maar ek dink beslis, ek meen as jy jouself begin isoleer en jy begin eenkant wees en jy stiller, in my geval was ek was stil, ek het nie gepraat oor goedes nie, ek het nie vir almal vertel waardeur ek gegaan het nie en ek dink dis definitief tekens om op te let, jy weet, as jy jou se kind sien en hy stil en hy praat nie en hy's dalk aggressief of hy isoleer homself van die gemeenskap of van sy sosiale kringe, dis beslis ligte tekens om te kan sien. En natuurlik is daar meer, ja. Weet jy, Ikar, ons tyd is nou op. Ons gaan nou aan hierna met nog 'n opname en dan gaan jy vir ons vertel waardeur en hoe het dit gebeur dat die Here werklik jou beantwoord het. So, vandag was dit vir my nou weer so lekker. Dit is ek sê altyd, ou moet die regte woorde kies. Vir my is dit belangrik om jou woordkeuses reg uit te bring. So ek dink die woord lekker is verkeerd. Ek wil sê ek verheerlik myself in die Here om te kan besef hoe groot is God om al die jare jou te beskerm. Ja, jy was nou fisies wel aangeraak in die laerskool en dit wil my ek sê styt my teen die bors. Dink ek as ek die regte spreekwoord kan gebruik dat daar nie onderwysers is wat strenger optree teenoor hierdie mense nie, weet, hierdie boelies nie. En ek wil vir mense, as jy 'n onderwyser of onderwyseres is, ek wil vir jou vra vandag, neem vir jouself opnuut 'n besluit om strenger op te tree teen hierdie boelies. Ons tyd is op, ek gaan u groet. Tot die volgende keer sê ek vir u totsiens. Ek gaan vir Ikar vra om vir ons af te sluit met 'n gebed. Baie dankie vir u saamkuier. Totsiens. Dankie my Vader vir die geleentheid wat ons gehad het om vanmôre hier by mekaar te sit, Here.
Here, ek kom bid vir elkeen wat nou na hierdie program kyk, Here. Dalk is hulle voel hulle eensaam, dalk voel hulle uitgesluit uit die gemeenskap uit, maar Here, ons weet, U is in beheer en U is daar vir ons, Here. U het ons lief. En dalk voel hulle nie geliefd nie, Here, maar hulle is geliefd. Here, ek wil vra dat elkeen wat nou hoor, Here, wat nie deel voel daarvan, Here, dat hulle U liefde sal ervaar en aanvaar soos nog nooit van tevore nie. In Jesus groot en heilige naam. Amen. Amen. O Jesus, doen dit weer. O Jesus, doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet erken dat U regeer. Siel van God.